Kom ons sit dit so, dan bid ons saam. Hemelse Vader, U is die gewer van alle goeie gawes en U algemene goedheid oor hierdie land en oor die wêreld is iets wat ons eintlik stom slaan, want as ons dink aan die rebellie van die mens teenoor U en hoe U nog steeds die son laat skyn, U gee vir ons reën op sy tyd, U versorg ons op tydelike gebied, Here, U gee vir ons U woord, dan wil ons uit ons harte vir U sê, Here, baie, baie dankie, dat U goedertierenheid en U lankmoedigheid oor ons so groot is. Here, ons besef maar net elke dag meer en meer, was dit nie vir U wat in liefde ons kom aansien het nie, dan sou ons 'n ewige verdoemenis tegemoet gegaan het, sonder God en sonder hoop, vir ewig verwyderd van U. En daarom wil ons in aanbidding voor U buig en sê, Here, baie dankie vir U liefde, vir U genade en U trekkende krag. Here, U Gees wat oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En Here, U Gees wat deur U woord ons in die volle waarheid lei. Is die gebed van my hart dat U vanmôre ook ons geleentheid sal seën waar ons U woord gaan oopmaak, daaruit gaan lees en onderrigting ontvang. Is die gebed van my hart dat U dit vir ons maklik sal maak om te luister, dat U 'n hart sal skep, Here, wat ontvanklik is vir U waarheid, sodat die saad van die woord op daardie hart kan val om vrug te dra, 30, 60, ja 100voudig tot U eer. Ons dank U, Here, vir die gebedsverhoring, ons dank U vir hulle wat siek was, Here, wat al soveel beterskap beleef, dank U vir hulle wat in groot nood was, wat U uitkoms gegee het. Ons wil U aanbid, Here, dat U die hoorder en die verhoorder van ons gebede is. En Here, vir ons wat deur stryd gaan, liggaamlik, miskien op tydelike gebied, help ons om vas te hou aan U. Want Here, U woord sê vir ons baie duidelik, salig is die man wat versoekings weerstaan, want die Here sal ook aan hom die kroon van die lewe gee. Dit is 'n noodsaaklikheid, Here, dat ons deur stryd moet gaan, want deur stryd leer U ons, Here, wie U is en hoe getrou U is, en dit bewys ook die egtheid van ons geloof. Want 'n geloof wat nie getoets kan word nie, is 'n geloof wat nie vertrou kan word nie. En daarom dank ons U vir elke toetsing, want Here, ons leer daardeur U getrouheid, en dat U genade vir ons genoeg is, en dat U krag in ons swakheid volbring word. Ek wil vra, Here, dat ons as gemeente U sal dien met blydskap, dat ons werklik sal besef dat die blydskap in die Here is ons beskutting. Filippense 4 leer vir ons dat ons vriendelikheid aan alle mense bekend moet word, want die Here is naby. En help vir ons, Here, om so te lewe, dat ander werklik in ons lewens Christus sal sien. En wanneer ons sondig en faal, dat ons sonder, Here, aarseling en sonder enige uitstel sal vlug na die kruis, vergifnis sal ontvang, en sal weet dat hierdie God wat ons kom red het, vir ons sê die goeie werk wat hy in ons begin het, sal hy voleindig. En daarom steun ons swaar op U krag, en ons vra, Here, hou ons trou, want as 'n stryd wat ons moet stry, daar is oorwinning te verkry. Gee ons krag elke dag. Here, hou ons trou. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. So kom ons maak vanmôre die woord van die Here oop by Psalm 22. Ons is besig om deur die boek Psalms te preek. Nou, daar is nog 'n heelwat psalms oor tot en met 150. So, as u nou goeie wiskunde doen, kan u vir my sê, daar seker so 138 oor, nê? Of is 28? Of is 18, ek weet nie, maak nie saak nie. Ek sê vanmôre vir iemand, gelukkig, ek wil net my begroting laat klop, en dit werk ook nie altyd nie. Maar die gedagte is ons by Psalm 22, en ons gaan vanmôre so 'n bietjie kyk na die gedagte, en ek hoop nie u die tema vreemd gevind, hoe u dit sien op ons advertensie nie, maar ek praat vanmôre met u oor die gedagte van die kruis, die duiwelse dieretuin, die oorwinning en heerlike boodskap. Nou, dis 'n gedagte wat my getref het, terwyl ek hierdie psalm voorberei het. Nou, ek het so in die afgelope 2 weke baie tyd spandeer, om so 'n bietjie deur hierdie psalm te werk, en die gebed van my hart is, dat die Here ons sal seën, by die aanhoor van hierdie groot waarheid, en dat ons ook ons harte sal rig om hom te verheerlik. Kom ons lees saam, Psalm 22, dis 'n psalm van Dawid. Baie interessant is, dat Dawid was hierdie groot krygsman gewees, hy was hierdie held gewees, hy was hierdie man wat voorgevat het wanneer dit kom by oorlog, maar hy was ook 'n man wat 'n musikant was, hy was 'n digter, hy was die skrywer van so baie psalms, en wil ek maar vir die jong manne sê wat dink, dis net sissies wat die Here dien, ek dink nie jy sal dit vir Dawid gesê het nie,
Want as jy baard gehad het, sou jy so 'n bietjie rondgeruk het aan jou baard, en as hy vir jou gewys het, dis nie sissies wat die Here dien nie, dis manne. Dis manne met inbors, manne met integriteit, en manne wat deur God in die hande gekry is. Een kant gesit is deur God, wat staande bly in hierdie bose geslag, en hierdie bose wêreld, waar alles maar net gaan, en alles maar net, amper sê, goedgekeur word, en alles maar net gedoen word. Daarom is die gebed van my hart, dat ons ook sal sien, dat Dawid werklik 'n krygsman was, en die Here hom ook gebruik het op hierdie besondere manier. Daar staan in vers 1 vir die musiekleier op die wysie van die hert van die dageraad, 'n psalm van Dawid. Hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. My God, ek roep bedags, maar U antwoord nie, en snags, en ek kan nie swyg nie. Tog is U die heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Op U het ons vaders vertrou. Hulle het vertrou, en U het hulle uitgered. Hulle het U aangeroep, en het ontvlug. Op U het hulle vertrou, en nie beskaamd gestaan nie. Maar ek is 'n wurm en geen man nie, 'n smaad van die mense, en verag deur die volk. Almal wat my sien, spot met my. Hulle steek die lip uit. Hulle skud die hoof, en sê, laat dit aan die Here oor. Laat hy hom red. Laat hy hom bevry. Hy het mos behaan hom. Ja, U is dit wat my uit die moederskoot uitgetrek het, wat my veilig laat rus het aan my moeder se bors. Aan U is ek oorgegee van die geboorte af, van die skoot van my moeder af, is U my God. U is nie ver van my af nie, want die nood is naby, want daar is geen helper nie. Baie stiere het my omsingel, sterkes van Basan het my omring. Hulle het hulle mond teen my oopgespalk, soos 'n leeu wat verskeer en brul. Ek is uitgestort soos water, al my beendere raak los. My hart het soos was geword, dit het gesmeld binne in my ingewande. My krag is verdroog soos 'n pot skerf, en my tong kleef aan my verhemelte, en U lê my neer in die stof van die dood. Want honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurgrawe. Al my beendere kan ek tel. Hulle kyk, hulle sien met welgevalle op my neer. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Maar U, Here, U is nie ver nie. My sterkte, maak tog gou om my te help. Red my siel van die swaard, my enigste uit die mag van die hond. Verlos my die bek van die leeu en uit die horings van die buffels het U my verhoor. Ek wil U naam aan my broers vertel, in die vergadering U prys. Julle wat die Here vrees, prys hom. Al die nakomelinge van Jakob vereer hom. Ja, vrees hom, al die nakomelinge van Israel. Want hy het die ellende van die ellendige nie verag of verfoei, en sy aangesig vir hom nie verberg nie, maar hy het gehoor toe die hom aangeroep het om hulp. Van U kom my lof in 'n groot vergadering. Ek sal my geloftes betaal in teenwoordigheid van die wat hom vrees. Die ootmoedige sal eet en versadig word. Hulle sal die Here prys wat na hom soek. Mag julle hart vir ewig lewe. Al die eindes van die aarde sal daaraan dink, en hulle tot die Here bekeer, en al die geslagte van die nasies sal voor U aangesig aanbid. Want die koninkryk behoort aan die Here, en hy heers oor die nasies. Al die grootes van die aarde sal eet en aanbid. Almal wat in die stof neerdaal, sal voor sy aangesig kniel, en hy wat sy siel nie in die lewe kan hou nie. 'n nageslag sal hom dien. Dit sal vertel word van die Here aan die volgende geslag. Hulle sal kom of aankom en sy geregtigheid verkondig aan die volk wat gebore word, want hy het dit gedoen. Ons gaan dit tot sover saam lees uit God se wonderlike woord, baie besondere psalm, en ek dink daar is sekere dinge wat U al reeds opgetel het, en ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk na hierdie vers 17 as ons teks van oordenking, want die honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring, hulle het my hande en my voete deurgrawe. En ek wil vanmôre met U praat oor die gedagte van die kruis, die duiwelse dieretuin, die oorwinning en heerlike boodskap. Die kruis, die duiwelse dieretuin, die oorwinning en heerlike boodskap. Nou vriende, ek glo dat elkeen van U wat al
deur die Bybel gelees het, sou agtergekom het dat Christus Jesus soos 'n goue draad ingeweef is in elke bladsy van die Bybel. Enige mens wat eerlik die Bybel lees, sal agterkom daar word van een gepraat, wat anderste as al die ander mense is. En ons sien al reeds daarvan die sondeval in Genesis 3 en die moederbelofte, Genesis 3 vers 15, dat daar 'n Messias beloof was, wat sou kom, wat dan ook die sonde van die mens sou dra. En ag vriende, as ons deur die blaaie van die Bybel kyk, dan sien ons dat Christus, soos die goue draad deur die skrif vir ons dan na vore kom. Dit is so anders as die tyd waarin ons onsself bevind, waar die meeste predikers reken, dat die mens die middelpunt van die Bybel is. Dat alles eintlik gaan oor die mens, en dat die mens so prominent is in die Bybel, en as ons weer aan die ander kant na die mens kyk, dan sien ons van Genesis die 3de hoofstuk, is die mens besig om verkeerd te doen, om in rebellie teenoor God op te staan, en lees ons die hartseer verhaal van die mens se rebellie teenoor God, wat dan ook deur die blaaie van die Bybel vir ons na vore kom. Die Bybel is belangrik vir ons, want ons sien dat Christus die een is, waaroor die Bybel gaan, en wat verhoog word, as die een wat sal kom, wat gekom het, wat gesterf het, wat opgestaan het, en Jesus self getuig daar in Lukas die 24ste hoofstuk, en jy sal onthou, hy is besig om met die Emmausgangers te praat. Hy het opgestaan uit die dood, en hy is besig om met hierdie manne te praat, en die Bybel sê vir ons, en hy, dit is Christus, het begin van Moses, en al die profete af, en vir hulle uitgelê in al die skrifte, die dinge wat op hom betrekking het. Daarom as u die Bybel lees met enige ander gesindheid, dan wil ek u vra dat u sal terugkom na die middelpunt van die Bybel, na die belangrike een van die Bybel, naamlik Christus. Want hy self sê, dat Moses en al die profete aangaande hom getuig. Dit gaan oor Christus. En aan die einde van hierdie lewe gaan dit nie oor, wat het ek en jy bereik, wat het ons by mekaar gemaak, wat het ons, en wat het ons bereik in die sin, dat ander mense na ons kan kyk en sê, kyk daar die man, en kyk daar die vrou nie. Maar dit gaan oor, ken ons Christus, en ken hy ons. Van Moses en al die profete gaan maar oor die eerste 5 boeke in die Bybel, van Genesis tot en met Deuteronomium. Die profete is plus minus 17 van hulle, wat ons van praat, groot profete soos Jesaja en Jeremia, en dan die kleiner profete, die laaste deel van die Ou Testament, Amos en Obadja en Jona, almal getuig oor Christus. Die middelpunt van God se woord, die goue draad wat geweef is van die boek Genesis tot en met die boek Openbaring. Nou ek glo het agtergekom dat Psalm 22 gaan oor Christus. Ek hoop u dit raak gesien, en gaan ek vanmôre vir u begelei uit Psalm 22, dat ons net opnuut weer sal sien wie Christus is. Ons sal 'n bietjie kyk na die vyand en sy dieretuin, wat in hierdie gedeelte na vore kom. Ons sal kyk bietjie na die oorwinning, en dan ook die boodskap, wat aan u en my toevertrou is, wat ons ook in die jaar 2023 met nuwe ywer moet verkondig, om die Here so te verheerlik. Nou vriende, Psalm 22 tot 24 staan bekend as die herderpsalms. Die herderpsalms. Psalm 22, vanmôre se psalm, gaan oor die goeie herder wat sy lewe aflê vir die skape. Wie kan vir my sê, wat is in Psalm 23 die belangrikste tema of gedagte? Psalm 23, die herder wat ons lei na waters waar rus is. Te midde van omstandighede en te midde van stryd wat daar is, lei die Here sy skape na waters waar rus is. Die Here het hierdie afgelope week my gereeld daaraan herinner dat hy my liefhet. Glo u dat God u liefhet? Of probeer u nog steeds presteer om God se aandag te trek en sy guns te verkry? Sy liefde vir jou en vir my was so groot dat hy sy seun gegee het. Ons beantwoord hierdie liefde deur 'n lewe heiligheid en toewyding aan hom. Psalm 23, die goeie herder wat sy skape lei na waters waar rus is, en Psalm 24, die goeie herder wat sy skape vir ewig by hom sal versamel. U kan self op die eie tyd deur hierdie ander 2 psalms lees. Ons gaan so in die weke wat kom dit ook met u hanteer. Maar vanmôre se psalm, vriende, is die psalm wat ons by gaan stil staan om u aandag en u fokus weer op Christus te vestig.
Nou Psalm 22 staan ook bekend as 'n messiaanse psalm. En wie kan gou vir my sê, wat bedoel ons as ons sê dis 'n messiaanse psalm? 'n heenwyse na die Messias. Christus word genoem die Messias. Hy was die beloofde een van die Ou Testament, wat gebore is uit die maagd Maria, wat 'n sondelose lewe geleef het, en daarom sê ons ook dat Psalm 22 'n messiaanse psalm is. Nou baie belangrik, as ons praat van 'n messiaanse psalm, dan is dit 'n psalm wat geskryf word deur 'n persoon onder leiding van die Heilige Gees, met die doel om die fokus te plaas in die eerste plek op sy onmiddellike omstandighede, maar ook 'n heenwyse na iets wat in die verre toekoms sal gebeur, en presies so gebeur het, omdat God dan ook die hede, verlede en toekoms in sy hand hou. Nou vriende, Psalm 22 skryf Dawid oor sy eie ervarings en wedervarings, maar dit is ook profeties van aard. Met ander woorde, daar word duidelike voorspellings gemaak aangaande Jesus Christus die Messias, alhoewel die skrywer nie altyd bewus was van die profetiese aard van dit wat hy geskryf het nie. En u kan maar gaan lees in die boek Hebreërs, veral die geloofshoofstuk, dat baie van hierdie geloofshelde het vooruitgekyk na iets wat hulle nie altyd verstaan en die volle omvang daarvan verstaan het nie. En u en ek lewe ook 'n lewe van geloof, want alles is nog nie aan ons geopenbaar nie. Ons wandel nou deur geloof en nie deur aanskoue nie. Maar volg gou saam, dit is vir my baie interessant. Was Dawid koning? Ja, verseker. Was Dawid 'n profeet? Ja. Kom ek gaan vir u wys. Glo my, ek het ook gesien dat Dawid nie net koning was nie, maar hy was ook 'n profeet gewees. En die Bybel sê vir ons so. Kom ek lees vir u. Onthou u met Pinksterdag word die Heilige Gees uitgestort. Petrus is besig om te preek en Dawid, wat as man na God se hart dan ook hierdie psalm geskryf het, was profeet wat dan hierdie waarheid oorgedra het. Petrus sê in Handelinge 2:29 onder leiding van die Heilige Gees, hy sê, broeders, ek kan vry uit met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is en sy graf is by ons tot vandag toe. Vers 30, omdat hy dan 'n profeet was en geweet het dat God vir hom met 'n eed gesweer het, dat hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die Christus sou verwek om op sy troon te sit, het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doderyk verlaat is en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. So as Dawid Psalm 22 vir ons neerpen, dan praat hy van hierdie Here Jesus Christus wat sal kom. En in Psalm 22 beskryf hy vir ons in detail dit wat by die kruisiging sal gebeur, alhoewel kruisiging vir hulle in daardie tyd onbekend was. Luister, kruisiging was 'n metode van straf wat die Romeine gebring het, honderde jare nadat Dawid alreeds dood was. Maar Dawid, omdat die Heilige Gees hom inspireer, skryf Dawid Psalm 22, en hierdie is 'n duidelike voorspelling van hierdie kruisiging, die gebeurtenis, wat in die verre toekoms sal plaasvind, waar die Messias sou sterf, op 'n metode, wat vir Dawid eintlik onbekend was, naamlik die kruisiging. En nou gaan dit wegval, deur vir hierdie Psalm te probeer verklaar, en onthou wat ek altyd sê, ons is Berea Christen gemeente, Handelinge 17:11, hulle was edelmoediger as die in Thessalonika, hulle het elke dag die skrifte ondersoek om te kyk of hierdie dinge so was. So moet my nie glo nie, doen navorsing self en kyk hoe Dawid ook hierdie kosbare messiaanse psalm vir ons opteken, wat hierdie Here Jesus wat soos 'n goue draad deur die skrif geweef is, vir ons na vore bring as die Messias, wat sou kom, wat sou sterwe, wat sou opstaan, sodat ons die boodskap tot vanmôre toe kan verkondig. Die eerste gedagte, die kruisiging wat voorspel word in Psalm 22. Ons sien Jesus se uitroep aan die kruis word in hierdie Psalm vir ons voorspel. Ons lees daar in Psalm 22 vers 2, Psalm van Dawid, my God, waarom het u my verlaat? Ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. Nou Dawid roep hierdie woorde self uit, wat onthou, Dawid was vervolg. Daar was baie mense wat Dawid gehaat het.
Hy was koning en gesalfde van God, en in 'n mate is Dawid 'n tipe van Christus. En Dawid sê, luister, ook ek is vervolg, en daar is ook sekere stryd, nie naaste by die intensiteit wat Christus deur moes gaan nie, maar dieselfde woorde, my God, waarom het U my verlaat? Jesus sê in Matteus 27 vers 46, en omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep, en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het U my verlaat? Dawid verwys nou na die Messias, na die koning van die konings, na die skepper van die heelal. En hy verwys na hierdie gebeurtenis, waar Christus aan die kruis sou hang, en waar hy ook van God verlate sou wees. Nou het U al probeer dink aan die gedagte, dat God van God verlate was, want Jesus was God wat mens kon word het. Ek het so paar dae terug die hartseer geleentheid gehad, waar ek met 2 mense van die 5 Movement gepraat. Ken jy die 5 Movement? Dis nou Benny Hinn en Rodney Howard-Browne, Kevin Copeland en Steven Furtick en Joyce Meyer en al hierdie mense wat praat oor geld, oor gesondheid, oor roem, oor rykdom, en hulle praat nie oor Christus nie. Christus is die voetnote aan hulle preke. En hierdie manne, terwyl ons so 'n bietjie met hulle gesels oor die gedagte van Jesus wat God is, wat mens kom word, het sê hulle, hy was nie God nie. Dis wat die 5 Movement glo. Hulle glo nie dat Jesus God was wat mens kom word het nie. Hy was seun van God en hy het 'n geboorte soos een ek het, en daarom kon ons net sowel aan die kruis gesterf het vir die sonde van die mens, so beweer hulle. Want hulle is ook eintlik God. En ek wil vir u sê, watter lasterlike dwaling wat in hierdie kerke die rond te doen. Jesus was God gewees. Hoe kon Jesus van God verlate gewees het? Ek kan nie vir u verklaar nie. Al wat ek vir u kan sê, hy was ook volkome mens. En in sy mensheid toe hy sterf, was daar 'n sluier wat God oor hierdie gebeurtenis op Golgotha getrek het, waar daar duisternis was. En die hemele getreur het oor die wyse waarop die skepsel die skepper behandel het. En hy was bereid om deur hierdie hartseer te gaan, ter wille van my en jou redding. Maar kom ons gaan aan, ons kyk bietjie wat sê Dawid in die tweede gedagte oor die spot en hoon van die mense wat Christus moes deurmaak. Psalm 22 vers 7. Maar ek is 'n wurm en geen man nie, 'n smaad van die mense en verag deur die volk. Almal wat my sien spot met my. Hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê. Het jy al daaraan gedink dat God tussen hemel en aarde hang aan die kruis? Die wat hy genees het, die wat hy gevoed het, die wat hy voor gepreek het, stap verby, en hulle kyk na hom en hulle spot hom. En daar is hoon en smaad in hulle hart teenoor Christus. Die Bybel sê hy kon 12 legioene engele gestuur het, en vir die Vader gebid het, stuur hierdie engele om hierdie mense te vernietig. Wat doen hy? Hy is bereid om die smaad te verdra, ter wille van die verlossing wat hy sou bring. Matteus 27 beskryf dit vir ons in detail. Vers 39, en die verbygangers het Jesus gesmaad, terwyl hulle die hoof skud en sê, u wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red u self. As u die seun van God is, kom van die kruis af. Die Bybel sê vir ons, en so ook het die owerpriester saam met die skrifgeleerders en die ouderlinge gespot en gesê, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. As hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom, en ons sal in hom glo. Wat 'n klomp leenaars. Want toe hy opstaan uit die dood, toe maak hulle 'n storie op, dat die lijk gesteel is, die liggaam gesteel is. U sien, dis die probleem van mense. Seeing is believing. As hy van die kruis afkom, sal ons in hom glo. Nee, jy sal nie glo nie. Want as God nie jou hart deur sy woord sag maak, en hy lewe in jou siel bring nie, sal jy sterf met hierdie gesindheid van weg met Christus. Spot hom, smaad hom en hoon hom. Die volgende gedagte ter wille van die tyd, vriende, Jesus het dors aan die kruis. Dawid gee dit ook deur hierdie profetiese psalm deur aan ons. Psalm 22 vers 15 en 16. Hy sê ek is uitgestort soos water.
Al my beenderre raak los, my hart het soos was geword. Dit het gesmeld binne in my ingewande. My krag is verdroog soos 'n potskerf en my tong kleef aan my verhemelte en U lê my neer in die stof van die dood. Nou wat is die eerste ding wat gebeur as jy baie dors is? Nou ek glo die meeste van ons weet nie regtig wat dit is om dors te wees nie. As ons dors raak, stop ons by die kafee en ons koop Coke, né? Nie water nie. Ons koop Coke of ons koop water of wat ook al en ons les ons dors. Vir ons om werklik dors te besef en die gedagte van om so dors te wees dat ons tong aan ons verhemelte vaskleef is amper 'n onbekende begrip. Vir die paar van u wat in die weermag was of in die polisie was, wat vasbyt gestap het, sal ietsie daarvan verstaan. Wanneer daar jou waterbottel wat so in jou sy hang leeg is, en op 'n stadium maak jy hom oop en jy skit hom uit, so asof daar 'n reservebron gekoppel is aan daardie waterbottel. En jy probeer hom skit, dat dan net nog 'n druppel uitval om jou tong net so 'n bietjie van jou verhemelte los te maak. Jesus het dors gehad aan die kruis en Dawid voorspel dit. Daar in Johannes 19:28 hierna, omdat hy geweet het dat alles volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. As u bietjie na die reeks luister wat ek gepreek het oor die betroubaarheid van die Bybel, sal u onthou dat die manne wat hierdie dinge ondersoek het, sê dis eintlik onwaarskynlik dat alles presies so in vervulling gegaan het, soos God in die Ou Testament beloof het, maar dit het so in vervulling gegaan. Waarom? Want God het sy woord geïnspireer, en hy's in beheer van tye en geleenthede. En ook die kruisiging van die Here Jesus was geen ongeluk gewees nie. Alles soos deur God bepaal. Die Bybel sê sy hande en sy voete was deurboor. Psalm 22 vers 17, want honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurgrawe. Praat maar van die spykers wat in die hande en die voete ingeslaan was. Ons lees daarvan in Lukas 24 vers 39. Kyk na my hande en my voete, sê die Here. Dit is ek self. Voel aan my en kyk, want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien ek het nie. En terwyl hy dit sê, wys hy hulle sy hande en sy voete. Alles word voorspel in Psalm 22, hierdie messiaanse psalm wat praat oor Jesus se kruisiging, wat vir ons verlossing sou dien. Sy klere word verdeel, Psalm 22 vers 19, hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Ons lees daarvan in Johannes 19 vers 23. En toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak 4 dele, vir elke soldaat 'n deel. En die onderkleed, maar die onderkleed was sonder naad van bo af in een stuk gewewe. En hulle het vir mekaar gesê, laat ons dit nie skeer nie, maar laat ons die lot daaroor werp, wie sin dit sal wees. Wat staan daar nou? Sodat die skrif vervul sou word. Die Bybelboek wat ek in ons hande het, is die kosbaarste boek op aarde. Die enigste boek deur God geïnspireer. Lees dit. Lees dit weer. Lees dit aanhoudend. En jy sal sien hoe God deur sy woord ook tot jou hart spreek. Die Bybel sê die soldate het toe die lot gewerp en hulle het hierdie kleed gekry. Die tweede gedagte vanmôre dan, Dawid voorspel nie net die kruisiging nie, maar ook sien ons die duiwelse dieretuin wat teenwoordig is. U sien dieretuin in aanhalingstekens. Ek het nie regtig geweet hoe om dit te verwoord nie, maar na hierdie gedagte sal u verstaan hoekom ek dan hierdie woordkeuse dan ook gebruik het. Die Bybel sê vir ons, baie stiere het my omsingel. Sterkes van Basan het my omring. Hulle het al mond teen my oopgespalk, soos 'n leeu wat verskeer en brul. Want honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurgrawe. Vers 22, verlos my uit die bek van die leeu en uit die horings van die buffels, het u my verhoor. Baie interessant, vriende, dat Dawid in die eerste plek hier praat van sy eie ervarings. Dink by jouself, hoe is Dawid net nie vervolg in sy lewe deur Saul nie? Hy sê op 'n stadium vir Saul, hy sê, wat karring jy so met my? Ek is 'n enkele vlooi. Ek is eintlik niks nie, maar jy's agter my aan. Sy eie seun, sien ons, vervolg hom Absalom, die Filistyne.
sy eie mense teen hom gedraai op 'n stadium, en Dawid beleef 'n intense stryd, en hy beskryf dit met hierdie diere, om vir ons te wys, dit was nie sommer maar net 'n stryd nie, maar dit was baie intens gewees. Ek wil vir u sê, vriende, profeties van aard, vind ons presies dieselfde. Die owerpriesters, die skrifgeleerdes, die mense van Jerusalem en omgewing, is soos hierdie diere, wanneer dit kom by Christus. Hulle wil sy bloed hê, hulle eis sy bloed. Hulle wil hom dood sien. Die vraag is, waarom? Ons verstaan nie. Want u sien, hy het net goed gedoen aan hulle. Maar hulle eis sy lewe. En Dr. Warren Wiersbe beskryf dit so mooi in sy boek. Hy sê, our Lord was on the cross, and people were acting like animals. That's what's wrong with the world. When we leave God out of our lives, we descend to the level of animals. Luister, gaan sit die nuus aan, dan hoor u wat doen mense met ander mense. Ons is wreed in ons diepste wese. Onlangs 'n praatjie gehad met mense in Amerika, en die vraag was gevra, as jou buurman en jou troeteldier besig is om te verdrink, wie sal jy red? En ek dink dit was oor die 80% het gesê, ek sal my troeteldier red. Dat daar die buurman versuip. Ek voel vir hom niks. Dis die probleem met die mens vandag. Ons dink, as ons Christus uit ons sisteem skuif, dat ons suksesvol sal wees. Ons sal nie suksesvol wees sonder die Skepper wat sy heelal regeer nie. Daarom is belangrik, vriende, dat ons ook sal sien dat in hierdie kruisgebeure, hoe doodgewone burgers van Jerusalem en omgewing na Jesus se bloed gedors het. Ek het hier op my notas geskryf, hoe is dit moontlik? Dieselfde mense het 'n paar dae vroeër uitgeroep, Hosanna vir die seun van Dawid. 'n Paar dae voor die kruisiging wou hulle hom koning gemaak het. Hy kom in Jerusalem op daardie eselvul, en die Bybel sê hy het palmtakke gegooi op die pad, en hulle het uitgeroep. En hulle het gesê, Hosanna vir die seun van Dawid. Die Bybel sê soveel so, dat die kerkleiers hulle stil gemaak het. Die Bybel sê hier, die mense verander in 'n oomblik. Moenie jou vertroue in mense stel nie. Luister, dieselfde ou wat jou vandag prys, sal jou môre verwerp. As jy net moet dink aan hoe gou mense, ander mense vergeet as hulle klaar gesterf het, wil ek jou vra, moenie die guns van mense soek nie. Ek wil vir ons jong mense vanmôre sê, moenie aanvaarding soek by die groep nie. Mense vergeet jou in 'n oomblik as jy dood is. Daar is 'n God in die hemel wat sê, as jy aan hom behoort, sal hy vir jou ewige lewe gee. Hierdie mense in 'n oomblik verander. Hulle raak wreed, hulle raak soos diere. Hulle kies misdadigers in die plek van Jesus. Hulle gee hom oor aan die wreedheid van Romeinse soldate, en hulle het hierdie soldate verafskiet. Want hierdie soldate het geëis dat hulle ook eer bring aan Caesar, die leier. En dit het gekos baie keer dat van hulle gesterf het. Die soldate slaan hom totdat hy nie meer soos 'n mens lyk nie. Gaan lees Jesaja 52 en 53. Hulle spieg op hulle Skepper. Hulle ruk sy baard uit, hulle spot hom. Hulle druk 'n kroon van dorings op sy kop, dat die bloed by sy gesig afloop. En hierdie mense geniet dit. Hulle juig terwyl hierdie wreedheid aan Christus gedoen word. Die kerkleiers moedig hulle aan. Jesus sê self daar in Johannes 8:43. Hy praat met die kerkleiers en vra vir hulle die vraag, waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woord nie kan luister nie. Julle die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Ek wil vanmôre vir u sê, dat as mense die Here nie ken nie, dan tree hulle dikwels op soos diere. En ek gaan vir u net so kortliks hierdie saak probeer verduidelik en beskryf, want u sien, nog niks het verander nie.
Reg oor die wêreld haat mense Christus en sy kerk, en volg asseblief saam met my. Wêreldleiers, vriende, tree op soos buffels wat stamp en stoot om onder die heerskappy van Christus uit te kom. As u gaan kyk na die kerkleiers vandag, die deursnee kerkleiers is soos leeu's wat die God van die kerk minag deur valse leringe van duiwels aan te hang en die kudde te verstrooi. Die akademici met hulle selfgemaakte leuns van evolusie en sogenaamde wetenskaplike bewyse is soos wilde honde wat die onskuldiges verskeer. Jong kinders op skole, ons jong mense op universiteite en kweekskole word verwar deur hierdie mense en uitmekaar gejaag en hulle sê 3/4 mense verloon hulle geloof op 'n jong ouderdom omdat hierdie mense soos wilde honde en soos boosaards optree wanneer dit kom by Christus. Die meeste huisgesinne is in opstand teenoor God en haat sy woord en sy standaarde en sy koningskap. Hulle wil vry wees en in hierdie sogenaamde vryheid verwoes hulle eie lewens en die van ander om hulle. Psalm 2 vers 1 sê, waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die Bybel sê, waarom woel die leiers, waarom staan die leiers so op teenoor Christus? Vers 2, die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou raad, saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Mense soek nie die heerskappy van Christus nie, vriende. En voor u dink vanmôre, Jesus, maar hierdie ou is 'n radikale ou. Miskien moet hy in 'n straitjacket gesit word en weskoppies toegevat word, want hy is heeltemal te radikaal. Kom, ek gaan vir u vinnig, so in 'n kort paar sinne verduidelik wat aangaan die afgelope paar duisend jaar. In Handelinge 7 vind ons 'n man met die naam van Stefanus. Wie was hy gewees? Die eerste martelaar, 'n diaken. Die Bybel sê al wat hy doen is hy's besig om die evangelie te preek en die kerkleiers wat Jesus gekruisig het, raak so kwaad vir hom dat hulle hom doodgooi met klippe. En nou dink jy by jouself, big deal, doodgegooi met klippe. Dink by jouself, wat beteken dit om doodgegooi te word met klippe? Dis 'n wrede manier om te sterwe. En hierdie man preek die evangelie en hulle gooi hom dood met klippe. Die van u wat al die boek gelees het, Fox's boek of Martyrs, sal onthou dat hierdie man beskryf hoe duisende kinders van die Here as martelare op wrede maniere gedood is oor die afgelope 2000 jaar. Hulle was letterlik met pik bestryk en aan die brand gesteek. Dink by jouself, lewendig besmeer hulle jou met pik en hulle steek jou aan die brand en stelselmatig brand jy dood, word jy 'n stuk houtskool en die ander juig daaroor. Dis hoe wreed mense kan raak, want die Satan hits sy mense aan. Daarom moet u en ek nie dink ons gaan dit maklik hê in hierdie wêreld nie. Volg saam met my. Onlangs het klomp moslems van ISIS 20 Christene in Egipte keel afgesny. Nie met skerp messe nie, maar op die media gesit hoe hulle hierdie 20 manne op daardie strand keel afsny. Waarom? Want hulle bely, hulle is lief vir Christus. En iets gedink om Jesus te volg, is om met 'n roeibootjie en 'n glasie of 2 druiwesap 'n heerlike pad hemel toe te hê, want hy is die koning van die heelal. En hy gaan dit vir my maklik maak. Ek wil vanmôre vir jou sê, as hulle ons meester so wreed behandel het, onthou hy sal jou ook so behandel. Die vreedsame Kanada waarheen soveel mense vlug, Kanada bied vir ons burgerskap aan. O, dis so heerlik daar, dis nie so lekker daar nie. Dis vrikkoud. En daar's baie sneeu. En die golfbaan is altyd toe onder die sneeu, maar dit daar gelaat. Ons gaan nie golf nou praat nie. Maar hierdie vreedsame Kanada het 'n paar maande terug, toe dit COVID was, predikante, hoor wat ek hier sê, gaan lees die media, predikante moet hand en voet boeie, geboei, en in die tronk gaan sit, omdat hulle kerk gehou het, omdat hulle mense probeer bemoedig het, terwyl die wêreld duisende sterftes beleef het, en die evangelie 'n bemoediging is, 'n oproep tot bekering, dat daar 'n heerlikheid is wat vir jou voorlê. En Kanada se regering sê, ons soek nie Jesus nie, en ons soek nie sy mense nie. Daar die predikante met
hand en voet boeie, soos misdadigers, na die selle geneem, en 'n skouspel daarvan gemaak oor die media, om vir mense te sê, in Kanada haat ons Christus. In Amerika, die veilige plek waartoe almal wil vlug, is daar wetgewing, dat hulle jou nou kan arresteer as jy Christus, en hom as gekruisigde alleen verkondig. Waarom sê hulle so? Hulle sê, want is amper 'n kwessie van 'n geestelike hoogmoed wat jy het, dat jy sê net, hy is Christus. Dink aan Suid-Afrika, dink aan hierdie land wat ons onsself in bevind. Ons regering haat Christus. Hulle haat hom. Hulle haat sy volk Israel. Hulle haat alles wat vir ons in die woord opgeteken word, wat 'n standaard het. Waarom? Want die duiwel, hulle vader, moedig hulle aan om in hierdie boosheid mense te vervolg. Ons skole val uitmekaar, vriende, as jy bietjie hoor dat in skole aangaan, ons klein kinders is wreed en ongenaakbaar teenoor mekaar. Dis nie meer vreemd om te hoor dat kinders op laerskool mekaar met messe steek, dat kinders op laerskool swanger word nie, dat die boosheid teenoor onderwysers en onderwyseresse, ek wil amper sê op die stadium so hand uitgeruk het, dat hulle nie meer weet wat om met hierdie kinders te doen nie. Gaan na ons universiteite toe. As jy op universiteit is, moet jy cool wees, jy moet inwees. Dis drink en seks en dans en allerhande boosheid wat aangaan, soveel so dat hulle in perversie verval en daar geen standaarde meer is nie. Kyk na ons rugby afgodstempels, waar die toerdokters en sangomas nou ingehardloop kom en hulle rituele uitvoer vir die rugby span wat nou gaan speel. Die boosheid van die duiwelse dieretuin, wat na vore kom in die optrede van mense teenoor Christene. Vandag mag jy nie meer iets sê oor 'n homoseksueel nie. Jy mag nie vandag meer iets sê oor 'n pedofiel nie. Jy mag vandag nie meer iets sê oor 'n oneerlike skelm mens nie. Dan word jy as landsburger die slagoffer van hulle optrede. Waarom? Want hulle haat Christus en sy standaard. Die perversie, bandeloosheid en al hierdie dinge, vriende, is besig om hand uit te ruk. As jy met die kinderhuise werk en jy kyk na daardie kindertjies en jy hoor wat met hulle gebeur het en daar is niks wat daaromtrent gedoen word nie, dan besef jy niks het verander nie. Maar vir my seker die hartseerste in my voorbereiding, die kerke preek liefde sonder die kruis. Kerke preek 'n Christus van liefde wat nie gesterf het nie, wat nie sy lewe gegee het nie, wat nie hierdie smaad en die hoon van mense moes verdraat en die spot van die wêreld nie. Daar is geen standaard meer nie, geld het God geword in kerke, kosbare siele het 'n kitsbank geword, en hulle moet gemelk word vir alles wat hulle het, en daarna word hulle uitgespieg. Dis wat ons vandag beleef. Daarom wil ek vir u sê, vriende, 'n kerk sonder Christus is 'n kerk waar die duiwel regeer, deur sy trawante, wat dit 'n bose plek maak. Kerke beloof gesondheid, rykdom, geluk aan siele wat op pad hel toe is. En die evangelie van redding verdwyn by die agterdeur uit. Ek wil vir u sê, waarom haat die Satan Christus in sy kerk so? Waarom praat ons van die dieretuin van Satan wat opgestaan het teen Christus by die kruisiging en vandag nog steeds dieselfde doen? Want hy stel dit duidelik dat hy alleen redder is. Die wat in Boksburg bly, sal daar die groot bord sien, wat hang daar naby die East Rand Mall, dat Jesus is nie God nie, maar Mohammed is. Allah. Gaan kyk die groot bord van een kant na die ander kant. Jesus is niks. Luister, Christus is nie bekommerd, hy loop nie in die hemel op en af en wonder wat gaan hy nou volgende doen nie. Sy standaard bly dieselfde. Psalm 22 sê, hy is God en hy regeer. Daarom haat die Satan en haat die wêreld die kerk van Christus so. Hy alleen is koning en voer heerskappy en alles behoort aan hom en dit is ononderhandelbaar. En nou die vraag voor ons by punt 3 uitkom.
Vra jouself die vraag af vanoggend. Ek wil hê jy moet stil staan hierby, vra jouself die vraag af vanoggend, is ek nie dalk deel van die duiwel se dieretuin nie? Hoe sal ek weet? Hoe sal ek weet? Verag jy Christus deur jou lewe, vir jouself in die wêreld te lewe? Is jy een wat opstandig is teen die Bybelse standaarde, en dit minag deur jou sondige leefstyl, omdat dit jou sonde aanspreek? Leef jy in direkte rebellie teenoor jou Skepper en smaad jy hom deur jou lewe? Dan is jy deel van die groep mense. Ek wil vir u sê, ek dink baie kerkmense vandag val in hierdie kategorie. Maar die laaste 2 gedagtes gaan ek vinnig hanteer, want die oorwinning is seker. Psalm 22 sê vir ons, ek gaan net vir u vers 25 lees, terwille van die tyd. Daar staan, want hy het die ellende van die ellendige nie verag of verfoei, en sy aangesig vir hom nie verberg nie, maar hy het gehoor toe die hom aangeroep het om hulp. As u Hebreërs gaan lees, sal u hoor dat Christus gebede met smeekinge aan die Vader geoffer het, en hy is uit sy ellende gered. Hoe is hy gered? Hy het gesterwe en toe opgestaan. Die pad wat ek nog moet stap, het hy klaar gestap. Die dag toe Christus sterwe, vriende, toe dink die wêreld, toe dink die kerkleiers, toe dink die Satan, alles is nou oor en verby. Toe dink hulle by hulle self, alles is verby, hierdie Jesus is uit die weg geruim, ons kan aangaan, doodnormaal, soos ons gister en eergister aangegaan het. Ons is ontslaaf van hierdie Christus. Ons is ontslaaf van hierdie Godmens. Maar die Bybel sê, dat Christus juist die teenoorgestelde kom doen het. Want Matteus leer vir ons in Matteus 28, dat Christus het opgestaan. Ek lees vir 1 of 2 verse, terwille van die tyd, en daar het 'n groot aardbewing gekom, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom, en die steen van die opening weggerol op daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig, en sy kleding wit soos sneeu, en uit vrees vir hom, het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, dis nou vir Maria Magdalena en die ander Maria, moenie vrees nie, want ek weet hulle soek Jesus wat gekruisig is. Wat het met hom gebeur? Kom ek lees vir u. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Sê gou vir my, wie van ons, as ons op ons sterfbed lê, sal vir ons geliefdes kan sê, moenie worry nie, kom oor 3 dae terug, dan sien hulle my weer sien nie. En tog sê baie kerke, ons is nou God. Ons is soos Jesus. Hy is die ewige, lewegewende God, wat sê ek het gekom om my lewe af te lê, om dit op te neem, en hy sê, ek sal sterwe en ek sal opstaan, en die engel kom, sê vir Maria, en van Maria Magdalena, hy sê vir hulle, hy het mos gesê gaan opstaan, wat soek julle om hier? Hoor julle nie, luister julle nie, hy het opgestaan, kom kyk na die plek waar die Here gelê het, en gaan haastig, en sê vir die disippels, hy het opgestaan uit die dode, en gaan voor hulle uit na Galilea, daar sal julle hom sien, kyk, ek het julle dit gesê. Oorwinning is seker, vriende, daardie oorwinning is vas, en ons kan as kinders van die Here, met ons hele harte dit glo, Romeine 14:9, want hiervoor het Christus ook gesterwe, en opgestaan en weer lewend geword, om oor dode sowel as lewende te heers. Aan die kruis sê die vyand gedink uit oorwin. Die oorwinning het juis gelê in die dood van Christus. Want die Bybel sê die saad moes eers in die grond val en sterwe, sodat dit vrug kan oplewer. Die vrug van Christus se sterwe is elkeen wat gered word. Daar is van geen ander leier wat dit gesê kan word nie, behalwe van die Godmens Jesus Christus. Sy graf is leeg, hy het opgestaan, en hy kom weer. Elke ander godsdienstige leier, sy beender is nog in die graf, Christus het opgestaan. Dit bring ons by ons laaste punt, en dit is die toepassing op hierdie hele messiaanse psalm vir my en vir jou. Dis 'n boodskap om uit te basyn. Dawid sê die ootmoedige sal eet en versadig word, hulle sal die Here prys wat na hom soek, julle mag julle hart vir ewig lewe. Al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die Here bekeer, en al die geslagte van die nasies sal voor die aangesig aanbid. En
Daar is nou baie dinge wat hy verder sê, want die koninkryk behoort aan die Here en hy heers oor die nasies. En jy kan vanmôre by jouself dink, maar ek dink nie die Here heers oor die nasies nie. Ek dink weer. Dink weer. Dink u die nasies tree op soos hulle wil? Dink u dat God in die hemel baie benoud is en by homself dink, wat gaan ek nou doen as hierdie groep nou hierdie besluit maak en hierdie groep val in daardie land in en hierdie oorlog ruk nou hand uit? Luister, die Bybel sê vir ons, daar is 'n boodskap om uit te basyn, dat die God van hemel en aarde 'n dag bepaal het, waarop elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy die Here is. Daarom, die boodskap om uit te basyn is, wat die Here vir ons gegee het in Matteus 28. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. Ok, dis by in jou opdrag. Die res is nie in my en jou hande nie. Ons gaan en ons maak disippels. Wat moet ons doen? Doop hulle in die naam van die Vader en Seun en Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Hierdie manne met wie ek gepraat het van die 5 movement, sê die volgende: my vrou was gelukkig getuie op 'n stadium, moes ek haar vasgehou het, want sy het 'n geestelike toorn ontwikkel en ek het gedink sy gaan 'n Nehemia bediening begin waar sy baarde uitruk en ouens met vuiste slaan, en toe dog ek dat ek haar kalmeer. Nou nie so erg nie, ek ken haar mos nou. Maar die gedagte is net, hierdie mense sê vir my, terwyl hulle met my praat, sê hulle vir my, God het geen, luister wat ek vir julle sê, God het geen heerskappy meer op hierdie aarde nie. Hy het sy heerskappy totaal verloor met die sondeval. Hy woon nou in ons, en as God 'n pen wil optel, moet hy my basies in staat stel om my pen op te tel, anders te kan hy niks doen nie. Ek kyk wie ou naderhand so, ek sê vir hom net hierdie woorde. Jy's besig met 'n duiwelse godsdiens. 'n Godsdiens wat vir jou reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Luister, die Here is in beheer, al lyk dit vir ons of alles uitmekaar val. Hy voer heerskappy, want hy sê, alle mag is aan my gegee, in die hemel en op die aarde. As u dink die Here gaan 'n paradys op aarde skep, dink weer. As u nou dink, Here, ag, asseblief gee weer vir ons die tuin van Eden terug op aarde, ek wil graag my kinders grootmaak in die tuin van Eden, vergeet daarvan. Daai gebed gaan nie gehoor word nie. Wat jy moet bid is dat die Here jou sal gebruik om die boodskap van redding te bring, dat siele gered kan word, dat ons eendag in die hemel saam Christus sal dien vir tyd en ewigheid. Waar sonde nooit weer 'n deel van ons lewe sal wees nie, siekte, hartseer, pyn, niks sal ooit weer deel van ons lewe wees nie. Terwyl ons op aarde is, sal hierdie goed ons deel wees. As kerke vir jou iets anders te sê, as kerke vir jou sê dat die Here aan die kruis gesterf het, dat jy van jou geboorte tot jou dood gesond moet wees, dan lieg hulle. Leenaars, wat in die hand van die duiwel speel, en verseker nie die evangelie van Christus verkondig nie. Die Here sê tereg vir hierdie mense, dat hulle hierdie evangelie moet gaan verkondig, want dit is die krag van God tot redding. Die laaste opdrag, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Ek praat in hierdie reeksie wat ek nou hou oor die Pinksterboodskappe, die Gees is nie uitgestort, dat mense in kerke soos narre te kere moet gaan nie. Is nie dat ek iets veroordeel of iemand veroordeel nie, ons moet die reg en die verkeerd uitwys. Ek praat met hierdie man en jammer, ek verwys soveel keer terug na hulle. Die man vra my op 'n stadium, glo ek nie aan manifestasies nie. Nou vra ek vir hom, verduidelik my. Nee, as jy nie daaraan glo nie, ek sê man, verduidelik net wat se manifestasies praat jy van. En nou jy weet mos nou al die manifestasies, een van hulle is die spreek in tale, gaan te kere in die kerk asof jy heeltemal van jou sinne beroof is. En ek sê vir hom, luister, as daar vreemde mense inkom, gaan hulle mos dink julle is van julle sinne beroof. Hy sê, laat hulle dink wat hulle wil. Ek sê vir hom, Paulus waarsku, en hy sê, dit mag nie so wees in die kerk van Jesus nie. Paulus sê so. Dis nie ek wat so sê nie, maar u sien, mense dink die Heilige Gees is daar om ons te promoveer, om van ons iets besonders te maak. Kyk, ou Koos het vandag in tale gepraat, en ou Sari het dit uitgelê. Man, Koos en Sari het niks gedoen, behalwe aandag op hulle self getrek nie. Wat ek vir u vanmôre wil probeer sê is, julle sal krag ontvang wanneer die Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees.
Filippense 2 vers 9, ons is besig met die boodskap. Die boodskap om uit te basyn. Hoor, wat is die boodskap wat ek en jy moet verkondig? Nie om vir mense te sê, die Gees is hier om ons snaakse goed te laat doen nie. Ons is hier om vir hulle te sê, dat God het Christus uitermate verhoog. Hy het hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God. Ek het vir jou reeds gesê, ek speel eendag saam met 'n man golf, en hy sê vir my, waar is jou God? Wys hom vir my. Hierdie Bybel van jou is 'n klomp nonsens, dis nie wetenskaplik bewysbaar nie, en al hierdie goed, en ek sê vir hom hierdie woorde. Ek sê, ek hoop jy gaan dieselfde moed hê. Die dag as jy voor hierdie God staan, want die Bybel sê, elke knie sal buig, en elke tong sal bely, dat hy die Christus is. Ek hoop dis die Christus wat jy verkondig, want dis waaroor Psalm 22 gaan. Die goue draad van Genesis tot Openbaring, en ek lees gou vir u die laaste boek in die Bybel. En elke skepsel, luister wat staan hier, en elke skepsel van die in die hemel, en op die aarde, en onder die aarde, al die bose magte, al die mense wat gesterf het, lewende en dode, elkeen sê die Bybel, die wat op die see is, en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit. En aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Luister, die kerk is daar vir een rede, is om Christus en hom as gekruisigde te preek. En ek wil vir u sê, ons het hierdie boodskap om uit te basyn. Dis die enigste boodskap wat verandering kan bring in lewens, in omgewings en in die harte van mense. Glo dit of nie, ek is klaar. Uit asem. Die tema was gewees die kruis, die duiwelse dieretuin, die oorwinning en heerlike boodskap. En u moet nou hierdie laaste gedagte mis nie. Ek gaan net die punte vir u noem en dan vir u 'n vraag vra. Hierdie vraag het ek in rooi gesit op die bord. Ons het gepraat oor die kruisiging voorspel in Psalm 22. Ons het presies gesien hoe dit profeties voorspel was. Die duiwelse dieretuin teenwoordig, soos hulle vandag ook nog teenwoordig, om Christus in sy kerk te staan. Die oorwinning is seker, Christus het opgestaan, hy leef tot in alle ewigheid, en hy het vir ons 'n boodskap gegee om uit te basyn, dat hy sal kom en elke knie sal buig en elke tong sal bely, dat hy die Here is. En ek vra vir u die vraag vanmôre, aan watter kant van die draad staan jy? Jy kan nie God en die Satan dien nie. Geen nie om wat sy kerke nie, geen nie om wat sy mense nie. Jy sal moet buig voor die Here se heerskappy, voordat dit vir ewig te laat is. Hierdie profetiese psalm het 'n doel, dat u en ek vanmôre sal kom op daardie punt, dat ons sal sê, my Here en my God. U het vir my die prys aan die kruis betaal, sodat ek gered kan word, en dat ek deur die krag van u Gees kan lewe, om u te verheerlik. Ons lewe tussen twee groot gebeurtenisse. Die kruisiging van Jesus soos voorspel in Psalm 22. Die volgende groot gebeurtenis, elke knie sal buig en elke tong sal bely dat die Here redder is. Vir sommige gaan dit wees, hulle gaan bely en nog steeds hoor, gaan weg van my, want dit gaan vir hulle te laat wees. Vir u wat vanmôre nog lewe, wat hier is, bely, erken en mag Christus u redder wees, sodat u eendag ook kan bely en by hom kan hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons besef dat die wêreld in vyandskap is teenoor Christus. Maar dankie dat ons uit die Bybel kan leer dat dit nog altyd so was. Ons beleef nie vreemde tye nie. Ons beleef dit wat die kerk deur die eeue beleef het. En nou vra ek, Here, hou ons staande, dat Christus ons nommer 1 sal wees, ons alles sal wees, dat ons hom sal verheerlik. Dankie vir hierdie besondere psalm, dankie vir die kosbare waarhede daaruit, wat ons kon leer. Ek bid, Here, hou ons trou, dat ons met ons knie sal buig en met ons tong sal bely, dat U die Here is. Amen.